Goeiemôre. Johan Spies hier en ons gaan voort in ons reeks oor die Omega leer. Maar voordat ons begin, kom ons bid net eers saam. Hemelvader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om U naam aan te roep. Baie dankie vir die voorreg wat ons het om U woord in ons eie taal te kan lees, dat ons kan verstaan wat daarin geskryf is. Maar Here, ek vra U, open ons harte, gee dat ons U woord sal inneem en dat dit U sal wees wat tot ons spreek, dat ons sal verstaan wat U boodskap aan ons is en dat ons dit alles sal inneem. Ek vra dit om Christus ontwil alleen. Amen. Vandag kom ons by een van die redelik omstrede gedeeltes in die Bybel en dit gaan oor die wegraping, of soos dit hier op die titel staan, ontmoet hom in die wolke. Die interpretasie van die wegraping verskil baie en verskillende denominasies gee heeltemal verskillende uitlegte vir waaroor dit gaan. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel en ons vind hoofsaaklik twee gedeeltes van die Bybel wat hierdie aspek bespreek. Ons begin met 1 Tessalonisense 4 en ons gaan lees verse 13 tot 18. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, met ander woorde diegene wat gesterf het nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Hier begin ons dadelik sien dat daar 'n hoop is. As jy gered is, dan en die persoon wat gesterf het is ook gered, dan gaan ons mekaar weer sien. Dit is die begin van ons hoop, dit is waarop ons geloof gebou is. Want as ons glo dat Jesus Christus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Hier leer ons nou 'n tweede ding. Met ander woorde, gelowiges wat reeds gesterf het, gaan saam met Christus terugkeer na die aarde toe. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie voor sal wees nie. So dit maak nie saak of jy gesterf het voor hierdie wederkoms nie, en of jy nog lewendig is op daardie tyd nie. En hier moet ons die onderskeid maak. Hier word van gelowiges gepraat, nie van ongelowiges nie. Ongelowiges gaan op 'n later stadium eers uit die dood uit opstaan om geoordeel te word. So, ons het hier 'n eerste opstanding, 'n opstanding van regverdiges. En dit word tog vir ons duidelik in hierdie stuk uitgespel. Dan gaan Paulus verder in hierdie beskrywing en hy beskryf vir ons wat presies hier gaan gebeur. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Dit het ek net nou vir u gesê, maar ek wil net klem lê op iets anders, met die geklank van die basuin van God. Dit gaan 'n basuin wees wat in die hemel geblaas word, nie 'n basuin wat op aarde geblaas word nie. En daarom is baie mense wat dink dat die wegraping gaan plaasvind met die 7de basuin wat geblaas word in Openbaring verkeerd, want daar is dit aardse basuine wat geblaas word. Dit is 'n engel wat hom blaas, maar dit is op die aarde gerig. Hierdie is 'n goddelike aksie. En ons sien hier dat die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, dit het ek net nou reeds verduidelik. En nou kom ons by die eintlike gedeelte. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die hemel tegemoet in die lug. Dis baie belangrik, ons ontmoet die Here in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. As ons kyk na die wederkoms van Jesus, dan kan ons dit in 2 fases verdeel. Jesus het sy eerste koms gehad, maar dan kom ons by die wederkoms en dit is die 2 fases. Die eerste fase is, hy kom en ons ontmoet hom in die lig. Met ander woorde, Jesus kom nie tot op die aarde nie. En dit is waarom die term wegraping gebruik word.
ons word weggeruk uit die aarde uit om hom in die lig te ontmoet, en hy het gekom saam met die gestorwenes wat reeds dood is op daardie tydstip. So daar's geen onderskeid tussen die wat nog leef op daai tydstip en die wat reeds gesterf het nie. Die enigste verskil is, as iemand gesterf het, is die persoon se liggaam onder die grond begrawe, maar die siel en gees is by God, is by Jesus Christus. Jesus kom terug met daardie siel en gees van die persoon. Die aardse liggaam wat al in stof verander het, gaan opstaan en ons kom almal by mekaar en ons word weggevoer in wolke saam met Christus. So dit is 'n ander proses as die wederkoms waar Jesus, die tweede fase van die wederkoms, waar Jesus op die aarde bly. As ons net kyk na die laaste vers 18, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Hoe kan hierdie woorde bemoedigend wees as jy deur die verdrukking moet gaan? Jesus red ons en hy red ons ook uit die verdrukking wat voorlê. Maar dis nie die enigste plek waar hierdie woorde opgeteken is nie. Dit word ook opgeteken vir ons in 1 Korintiërs 15. Ons begin lees vanaf vers 50. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste basyn. Want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Dit wat gaan opstaan uit die graf uit, vir die persone wat gesterf het en reeds tot stof teruggekeer het, is 'n verheerlikte liggaam. Die siel en gees bring Jesus saam met hom, en nou gaan die siel en gees met hierdie verheerlikte liggaam verenig word. Maar as jy op daardie stadium nog nie gesterf het nie, en jy word weggeraap, gaan jy in 'n oogwink verander. En dit beteken dat jou stoffelike liggaam gaan verander en jy gaan 'n onsterflike liggaam kry. Die eerste gedeelte hier, vers 50, ek verklaar, broeders, dat die vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. So jou liggaam gaan in 'n oogwink verander word, sodat jy met onverganklikheid bekleed is. Kom ons gebruik 'n redelike praktiese voorbeeld. Kom ons sê 'n gelowige persoon sterf en jy is besig met die begrafnis, die kus sak af in die graf en die eerste fase van die wederkoms, die wegraping vind plaas. Dit is die liggaam wat jy in die graf laat sak. Daardie liggaam gaan opstaan. Die oomblik as jy gesterf het, is jou siel en gees by God. Jesus bring dit saam en dan word daardie liggaam weer 'n mens, maar nou 'n mens met onverganklikheid. So, daardie persoon was 'n kort rukkie in die dood. Maar 'n persoon wat 2000 jaar terug gesterf het en in Jesus geglo het, wat net stof is, daardie stof gaan by mekaar kom en verenig word weer met die siel en gees en dit gaan 'n mens wees. Ek en jy gaan moet verander as ons nog leef op daardie tydstip. En hier maak dit nie saak of jy begrawe is, ek het begrafnis genoem, jy kan, as ons dit blaatant stel, jy kan deur 'n haai gevang wees en verskillende haie kon gedeeltes van jou geëet het. God gaan al daardie gedeeltes terugbring by mekaar. As jy jou liggaam veras is, dit is 'n ander manier wat jy tot stof verander op 'n baie vinnige wyse. Daardie stof gaan by mekaar kom, die as gaan by mekaar kom, dit gaan jou liggaam wees en dit gaan verenig met jou siel en gees. So dit is die proses wat hier beskryf word. En dat wat ons hieruit moet leer
is dat daar geen onderskeid is tussen iemand wat in Christus gesterf het, of iemand wat nog leef as die wegraping plaasvind. Die een gaan die ander een nie voorwees nie. Ons gaan saam deur hierdie dinge, waar ons ook al is. En dit is hoekom Thessalonisense vir ons sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde, so ons gaan ons geliefdes wat gesterf het, ons gaan hulle weer sien, ons gaan hulle ontmoet in die wolke. Die slegte is, dat as een van hierdie mense nie in geloof gesterf het nie, dan is daardie ontmoeting nie daar nie. As jy ongelowig is, gaan jy nie jou geliefdes weer sien nie. As jou geliefdes ongelowig was, gaan hulle jou nie sien nie. So, dis 'n onderskeid wat hier getref word. Maar ons is nog nie klaar nie. Nou beskryf Korintiërs vir ons hoe die proses ook hier in mekaar steek. Vanaf vers 54. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleë is, en hierdie sterfte met onsterflikheid bekleë is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Jy kry die oorwinning omdat jy in Jesus Christus glo. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Met ander woorde, hy gee ook daardie lewe, selfs na die dood, gee hy vir jou. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Dit is hoe jy moet leef, hoe jy jou moet voorberei vir die wegraping. Jy moet standvastig wees, jy moenie rondslinger en dan glo en dan nie glo nie. Jy moet onbeweeglik wees, jy moet vas staan by die woord van God. En jy moet uit jou geloof spruit jou werke, en jou werke moet wees dat jy disippels maak van mense, want dit is die taak wat God vir elkeen van ons gegee het. Ons moet vir hom werk. En hierdie werk is op verskillende maniere. Jy hoef nie 'n predikant te wees om die werk te doen nie. Jy kan 'n leek wees soos ek, wat van 'n middel soos hierdie media gebruik maak om 'n boodskap by u uit te kry. Maar kom ons sê jy's oud en jou liggaam het nie meer die krag nie. Kom ons sê jy lê in 'n bed, jy kan nie eers meer opstaan nie. Dan is jy nog steeds in staat om te bid. Bid vir die ongelowiges, bid dat hulle gered sal word, bid vir die mense wat die evangelie verkondig, bid dat hulle die krag sal ontvang om dit te doen, dat hulle ten spyte van teekanting God se woord sal verkondig, want ons arbeid in die Here sal nie te vergeefs wees nie. En dit is waaroor die wegraping gaan, en dit is hoekom die titel dan ook is ontmoet hom in die wolke, want dit is waar ons Jesus Christus gaan sien, waar jy hom vir die eerste keer gaan sien van aangesig tot aangesig. Jy het 'n ontmoeting met hom gehad toe jy gered is, maar dit was 'n geestelike ontmoeting. Nou gaan dit 'n fisiese ontmoeting wees, jy gaan hom sien soos hy is. Die woord wat in die Griekse Bybel of in ons Bybel, die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, wat daar gebruik word is harpazo, wat dui op wegraping. En net om te wys dat hierdie twee tekste, of eintlik 'n hele paar verse wat ek vir u gelees het, nie uniek is nie, kom ons kyk na 'n paar ander plekke waar die woord harpazo gebruik word. In Handelinge 8 lees ons van Filippus wat die hofdienaar uit Ethiopië onderrig dat hy kan verstaan wat in die boekrol staan wat hy lees. En dan lees ons hierdie gedeelte. En toe hulle uit die ek moet net die vorige versie ook aanhaal, die hofdienaar het erken dat hy Jesus Christus aanvaar, en toe vra hy, wat moet hy doen om als af te rond, en Filippus het vir hom gesê, hy kan gedoop word. Hulle sien die water en hy word in die water gedoop, en dit is waar hierdie dan begin. En toe hulle uit die water opklim, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer, hy het hom weggeruk, hy het hom weggeraap,
en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. So die hofdienaar het die boodskap gehoor en dit het met hom goed gegaan, want hy verstaan nou die evangelie. Maar Filippus is skielik weggevoer, maar hy is nie na die hemel weggevoer nie, en nou sien ons waar hy is. Maar Filippus is in Asdod gevind. Nou Asdod is net noord van Gaza. Die reis wat hier plaasgevind het, was op pad na Gaza toe. En ek bedoel daar die stad Gaza. So hy is ver noord van waar hy sou gewees het. So hy is horisontaal weggeruk, nie soos in die eindtyd gaan gebeur, dat jy vertikaal weggeruk word van die aarde af hemel toe nie, maar jy kan op aarde ook weggeruk word. En hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Caesarea gekom het. Dit was Handelinge 8 vers 39 en 40. Maar ons lees ook 'n profesie in Openbaring 12 vers 5. Openbaring 12, as ons daarby kom, sal u sien, dit is 'n redelike, unieke hoofstuk in Openbaring, want dit beskryf eintlik die geskiedenis van die begin van die aarde tot aan die einde word in hierdie hoofstuk saamgevat. En daar word geskryf van die vrou wat ons sal sien as ons by Openbaring kom, wat eintlik Israel is. En sy het 'n manlike kind gebaar. Dit is Jesus Christus waarvan gepraat word, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. Met ander woorde, dit beskryf vir ons die vrederyk waaroor ons al gepraat het. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. Jesus Christus is opgevaar na die hemel. Dit is 'n wegrapingsproses. Verstaan u wat ek vir u probeer sê? Wegraping word op verskillende plekke genoem. As ons dan kyk na wegraping, is die eerste voorbeeld wat ons daarvan kry, aanvaar ons is dit van Henog. Want Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie. En as ons dan Hebreërs 11 vers 5 lees, dan word dit vir ons duideliker uitgespel, dat dit eintlik 'n wegrapingsproses is waarvan hier gepraat word. Almal het al gelees van Elia, 2 Konings 2 vers 11, wat deur die vurige wa opgelaai word en hemelwaarts gaan. Net een interessantheid. Elisa het gesien hoe Elia opvaar, en Elia het nog sy mantel afgegooi vir Elisa. Ons is so geneig om daardie oogwink wat ons gelees het in Korintiërs, om dit te sien dat dit hoe vinnig is wat ons van die aarde tot in die wolk gaan kom. Maar wat daar staan, is dit gaan 'n oogwink vir ons neem om te verander. Ons weet nie hoe vinnig jy van die aarde af gaan wegbeweeg nie. En as ons kyk na ander voorbeelde, is die volgende voorbeeld Jesus in Handelinge 1 vers 9 tot 11, die hemelvaart. Sy disippels het gestaar na die hemel, hulle het hom sien opvaar. Met ander woorde, dit is 'n stadiger proses as wat ons baie keer dink. Die verandering is vinnig om jou verganklike liggaam te verander met 'n onverganklike liggaam. Maar ons weet nie hoe vinnig, hoe lank dit gaan neem om van die aarde tot in die wolke te kom nie. Maar die voorbeeld van Elia en Jesus wys vir ons dat mense op aarde sal kan sien wat gebeur. Paulus beskryf 'n man, hy weet nie of dit in die liggaam of uit die liggaam is, wat weggeruk is tot in die derde hemel. Dit is 'n proses van wegraping wat daar beskryf word. So Paulus het dit deur 'n visioen gesien. Ons het hier voorbeeld van Filippus sopas gelees. Die volgende wat ons teekom is as ons in Openbaring kom, in Openbaring 4. Openbaring 3 beskryf vir ons die kerk, Openbaring 2 en 3 die kerk op aarde. En in Openbaring 4 begin dat 'n groot stem uit die hemel het Johannes geroep, kom op hierheen, en die volgende oomblik was hy in die hemel. Dit is 'n wegraping wat daar beskryf word. En baie interessant, dit dui ook vir ons daarop dat die wegraping van die kerk
gaan plaasvind voor die verdrukking kom. Want ons het die een oomblik Openbaring 2 en 3 is nog die kerk op aarde en Openbaring 4 is die gelowige in die hemel. Dan kom die verdrukking Openbaring 6 tot 18 en in Openbaring 6 tot 18 word daar nêrens na die kerk verwys nie. Daar word net na Israel verwys in daardie gedeelte. As ons verder gaan in Openbaring 11 vers 12 vertel vir ons van die twee getuies wat gaan profeteer en die evangelie verkondig en dat baie mense gered gaan word deur dit wat hulle getuig. En dan gaan die anti-kris na 3,5 jaar gaan hy hierdie twee getuies doodmaak. Hulle gaan 3,5 dae op die strate lê. En dan gaan God hulle opwek uit die dood en hulle gaan opvaar na die hemel. En die wêreld gaan hierdie verskynsel sien. Kronologies moet hierdie een eintlik voor Johannes se wegraping kom wat ek hier beskryf het. Dit is die kinders van God, met ander woorde ek en jy wat gelowig is en dit is wat vir ons beskryf word in 1 Korintiërs 15 en 1 Tessalonisense 4. Wat weggeraap word na die hemel. So u kan sien, dit is nie 'n uitsondering nie. Dit is iets wat dikwels beskryf word in die Bybel. As ons dan kyk na wat is die verskil tussen die wegraping en die wederkoms, dan kan ons in hierdie tabel sien dat gelowiges spring die verdrukking vry. Die wederkoms se doel is dat die Here Israel verlos tydens die verdrukking, dat hy hulle kan wys dat hy hulle God is. Wegraping, Jesus kom om sy bruid te kom haal. Met die wederkoms kom Jesus as 'n regter en koning. Met die wegraping ontmoet gelowiges Jesus in die lig. Met die wederkoms gaan Jesus met sy voete op die Olyfberg staan en die Olyfberg gaan in twee split. Die wegraping kan enige tyd plaasvind, ons weet nie wanneer nie, en kyk net al hierdie verwysings wat vir ons sê, ons weet nie wanneer nie. Die wederkoms weet ons wanneer dit kom, dit gebeur aan die einde van die verdrukking, soos die verdrukking begin 7 jaar later, vind die wederkoms plaas. Dit is 'n vasgestelde tyd, jy kan dit bepaal, maar die wegraping kan jy nie bepaal nie. Net wedergebore mense sal Jesus sien en hoor met die wegraping. Met die wederkoms gaan elke oog hom sien. Die wegraping is die salige hoop van die kerk van Christus. Terwyl die wederkoms is 'n dag van verskrikking vir die ongelowiges. Die wegraping word gevolg deur die verdrukking. Ons weet nie wat is die periode wat daar gaan wees, hoe vinnig dit gaan wees. Is dit 'n geval van minute, dae, maande, jare? Ons weet nie, maar die wegraping is of die verdrukking volg op die wegraping. Maar die verdrukking word gevolg, of die wederkoms word gevolg deur die millennium, die 1000-jarige vrederyk. So hier sien u dat daar 'n groot verskil is tussen die wegraping en die wederkoms. As ons dan kom by die tyd van die wegraping, het ek eintlik reeds die kat uit die mou gelaat, dat ons nie weet wanneer dit gaan wees nie. Maar nou kry jy mense wat 'n stryd voer oor wegraping. En die eerste punt is, daar is baie denominasies wat sê daar is geen wegraping nie. Denominasies wat dit sê, het is gewoonlik amillennialiste of postmillennialiste en hulle aanvaar nie dat daar 'n vrederyk is nie, daarom glo hulle nie in enige iets in hierdie verband nie. En hulle moet die Bybel redelik verdraai om in te pas by hulle teorieë. Dan is daar 'n groepie wat glo in 'n gedeeltelike wegraping, dat net mense wat, as ons nou terme gebruik, wat 100% gered is, weggeraap kan word. Jesus reinig jou van al jou sonde. So alle mense, as jy wedergebore is, leef jy goed.
Mense wat hierdie teorie aanvaar, glo dat jy verskillende klasse Christene kry, goeie en slegtes. En dat jou goeies weggeraap gaan word, maar die slegtes gaan bly om deur die verdrukking te gaan, voor hulle gered gaan word. Dit is wat hiermee bedoel word. Hierdie slegte Christene moet eers ware inkeer beleef, voor hulle dan weggeruk sal word. Maar ons het nou gelees in Korintiërs en in Tessalonisense, dat die dooies wat in Christus ontslaap het, saam met ons opgewek word. Wat moet 'n persoon doen wat nie 100% reg geleef het toe hy gesterf het nie? Kan jy sien heeltemal die teenstellings wat daar bestaan in hierdie, jy kan op geen manier eintlik sin maak van hierdie ding nie, dit is 'n onlogiese voorbeeld wat gebruik word. Dan kry jy die groep wat sê dat die wegraping na die verdrukking gaan plaasvind. Met ander woorde, dit gaan voorkom saam met die wederkoms. Jesus kom af, volgens die beskrywing van Korintiërs en Tessalonisense, Jesus het afgekom, ons gaan ontmoet hom in die wolke en dan kom ons saam terug. Dit klink half sinneloos. En dan word dit nog in 2 verskillende gedeeltes onderverdeel ook. Dat daar tydens die verdrukking 'n wegraping gaan wees, en hulle sê voordat die wraak van God plaasvind. Hierdie mense aanvaar dat dit in die middel van die verdrukking gaan wees, met ander woorde 3,5 jaar in die verdrukking. Maar as ons by Openbaring kom, gaan u sien dat die seels deur Jesus gebreek word. En die seels is reeds in Openbaring 6, dis in die begin van die verdrukking. As Jesus die seels breek, is dit nie hy wat dan eintlik die verdrukking inlei nie. Ander praat dat dit in die middel van die groot verdrukking wees, met ander woorde in die middel van die laaste 3,5 jaar, so dis so 5,25 jaar omtrent, wat dit gaan plaasvind, dit word die voorwraak wegraping genoem. En dan kom ons by die voorverdrukking wegraping, en dit is waaroor ek met u wil gesels, want dit is die enigste een wat vir my werklik sin maak. Daarmee sê ek nie, as u iets anders glo, dat u verlore is nie. U mis net die seën wat God uitgespreek het, oor diegene, bemoedig mekaar met hierdie woorde, want dan is dit nie van toepassing op u nie. Kom ons kyk na die voorverdrukking wegraping en hoekom ek dan hierdie gedeelte aanvaar. Die voorverdrukking wegraping is 'n bemoedigende leer, want die gelowiges word weggeraap voor die begin van die verdrukking. Ek het al gehoor dat predikante stel dit as volg: die wegraping vind plaas sodat jy nie in die verdrukking beland nie. As jy gered is jy die bruid van Christus. En Jesus is die volmaakte bruidegom. Watter bruidegom gaan toelaat dat sy vrou deur die vyand rondgeklap word, want die antichrist gaan heers tydens die verdrukking, dat sy vrou rondgeklap en alle leed aangedoen word, voor hy haar help? Die goeie bruidegom gaan help, dat jy nie aan daardie dinge blootgestel word nie. En plekke waar daar staan van verdrukking, ons leef van Christus se tyd af tot nou, is daar 'n mate van verdrukking wat voorkom, en ons beleef daardie verdrukking, en as Christen beleef jy dit, want as jy jou Christenskap uitleef, kan jy jou werk verloor, jy verloor vriende en familie, weens die standpunt wat jy inneem. Dit is verdrukking. Maar die verdrukking wat gaan kom, is iets baie erger as hierdie dinge wat gebeur. As voorbeeld, kom ons gebruik Israel. Dit wat dit wat met hulle gebeur het in 2023, die inval van Hamas, is niks teen wat gaan gebeur in die verdrukking, so erg gaan dit wees. En dit is waarteen Jesus sy bruid beskerm. Maar die Jode moet daar deurgaan, dat hulle besef, dat Jesus is ook hulle Messias. Die verdrukking is die uitstorting van God se wraak op aarde,
En die kerk is nie veronderstel om toring te ondergaan nie. Ons toring is deur Jesus op hom geneem en hy het aan die kruis gehang sodat ons nie hierdie wraak hoef deur te gaan nie. Jesus het ons gereinig van alle sonde toe ons wedergebore is. Hy het ons gereinig van sonde wat ons gedoen het, sonde wat ons op daardie tydstip bedryf het en ook toekomstige sondes wat ons gaan doen. Ons word van alles gevrywaar as ons net aan hom bely dat ons daardie sonde gepleeg het. Die redding van gelowiges uit verdrukking of wraak is gewoonlik God se handelswyse in die Bybel. Ons sien dit op hoeveel plekke. Kom ons gebruik Noag as voorbeeld. God het dat Noag die ark bou. Hy tussen 120 jaar wat hy gehad het, min of meer as ons kyk na die ouderdomme wat gegee word van mense en wanneer die vloed plaasgevind het. En die mense het hulle nie bekeer nie. Hulle het hom uitgelag en met hom gespot. En dit is net hy en sy huisgesin wat opgeneem is. So God het hulle uit die vloed uitgehaal deur hulle in die ark te plaas. En hulle het oorleef, terwyl die res van die wêreld op daai tydstip verdoem is. Jesus het ons beveel om te bid dat ons die verdrukking sal vryspring. Lees gerus Lukas 21 vers 36. As ons kom by die verskillende kerke in Openbaring, dan sien ons dat die gemeente van Thyatira bewaar word indien hulle die geloof behou tot hy kom. Net so gaan die kerk van Philadelphia bewaar word wanneer die hele aarde deur beproewing getref word. So dit is addisionele getuienis dat Jesus sy geliefdes beskerm. Ons kom terug by dit waaroor ek al dikwels in die verlede gepraat het, maar vir diegene wat nie al my reekse gevolg het nie, moet ons kyk na die Joodse huwelik, want dit is hoe die huwelik met Jesus ook werk. Volgens die Joodse gebruik het die bruidegom gegaan om 'n plek voor te berei. Dis as die huwelikskontrak geteken is, as hy en die vrou verloof is aan mekaar. Hulle verloving is iets heeltemal anders as wat ons ken as 'n verloving. Hulle sweer eintlik absolute trou aan mekaar op daardie oomblik. Die oomblik as hulle dan trou gesweer het aan mekaar, hulle is nog nie getroud nie, hulle is net verloof, gaan die bruidegom na sy vader se huis en berei 'n plek voor vir sy bruid. Dan op 'n tyd wat die bruid nie weet nie, kom die bruidegom en daar blaas 'n beul wat of 'n bassein word deur die vader van die bruidegom geblaas en dit is die teken dat hy sy bruid moet gaan haal. Daarom moes die bruid altyd gereed gewees het. Dit bring ons by die gelykenis van die 10 maagde. Die wyse maagde het olie in hulle lampe gehad en addisionele olie. En in enige profetiese rede dui olie gewoonlik op die Heilige Gees. Die ander het nie gehad nie. Met ander woorde, die mense wat werklik vervul was met die Heilige Gees, daardie 5 maagde is gered. Net so met ons, as jy waarlik vervul is met die Heilige Gees, word jy gered, nie andersins nie. Voor verdrukking wegraping stem ooreen met die kronologie van Openbaring. Met ander woorde, die volgorde. Hoofstuk 2 en 3 beskryf die kerk op aarde en dan beweeg die kerk na die hemel in hoofstuk 4 en 5. Dan volg die verdrukking in Openbaring 16 tot 19. Dan kom die vredesryk in Openbaring 20 en dan die ewigheid in Openbaring 21 en 22. Die tyd van die wegraping kan nie bepaal word nie. Hy kom soos 'n dief in die nag en niemand weet wanneer dit gaan wees nie. En ek het net nou vir u daarop gewys, die wederkoms weet ons wanneer dit gaan plaasvind, want dit gaan 7 jaar wees vandat die verbond tussen Israel en baie nasies gesluit is, wat deur die anti-kris bewerkstellig gaan word. Die doel van die verdrukking is dat Israel hulle moet bekeer, en ek gee hier vir u verwysings waar u dit kan sien.
Die kerk het reeds berou getoon en het dus nie die verdrukking nodig nie. En ek gee vir u tekste waar u dit ook kan nagaan. Sien u die verskil? En daarom is dit sinneloos om te sê dat die kerk het Israel vervang in God se raadsplan. As jy dit doen, dan maak jy van God 'n leienaar en God lieg nie. Dan iets waaroor ons ook al reeds gepraat het, die teehouer moet verwyder word voordat die anti-kris openbaar sal word en die verdrukking sal begin. En die teehouer aanvaar ons as die gelowiges met die inwonende Heilige Gees en dat die werking van die Heilige Gees dan gaan verander na die Ou Testamentiese werking in daardie tyd. So wat is die invloed van die wegraping op ons lewens? Eerstens, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. Dit is die wegraping wat hier beskryf word. En hier sien ons dat selfs die engele weet nie wanneer dit is nie. So enige persoon wat vir u sê, die wegraping gaan plaasvind op daardie dag van daardie maand van daardie jaar, lieg. Of daardie persoon sê Jesus het gelieg toe Jesus hierdie woorde gesê het. En Jesus is God, hy lieg nie. Met ander woorde, daardie persoon is 'n leienaar en daardie persoon wys met daardie aksie dat hy of sy 'n vals profeet is, want in Deuteronomium word vir ons beskryf dat 'n profeet van God 100% van die tyd die waarheid praat. Hoe moet ons leef? Want ons weet nie wat die uur is nie. Ons moet altyd gereed wees om God te ontmoet. En Matteus 6, hierdie bergpredikasie beskryf dit vir ons so mooi. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Waarvoor leef jy? Leef jy vir geld? Is jou mooi huis vir jou die belangrikste ding wat daar is? Is jou besigheid vir jou so belangrik? Is dit waar jou skat is? Of is jou skat die woord van God? Is jou skat Jesus Christus? Want dan is jou skat in die hemel. En dan is jou hart ook in die hemel. Maar as jou skat hier op aarde is, as jou familie vir jou belangriker is as wat God is, dan is jou hart op aarde waar mot en roes verniel, en dan gaan jy nie die vreugde van die Here smaak nie. Waar staan jy? Filippense 3 vers 20 en 21 stel dit as volg: want ons burgerskap is in die hemele, waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Ons burgerskap is in die hemele. Op 'n ander plek word dit gesê ons is net ambassadeurs, en op 'n ander plek word dit geskryf dat ons is in tydelike tentwonings hier op aarde. In terme van die ewigheid is ons 70, 80 jaar wat ons op aarde is soos 'n weerligstraal. Hy slaan en is verby. Dit is 'n baie langer tyd, en die lang tyd is die belangrike. Daar's eintlik geen tyd nie, so lank is dit. Maak jy jou skat op die regte plek bymekaar? Want jy moet leef. Jy's 'n burger van die hemel. Jy is 'n ambassadeur van God op aarde. En die ambassadeur se werk is om sy land se beleid te verkondig. Ons werk op aarde is om God se beleid, die woord van God, te verkondig op aarde, om mense nader aan God te probeer trek. En onthou, dis nie jy wat die persoon nader aan God trek nie. Jy plant bloot die saad. God sal self sorg dat daardie saad water kry en ontkiem. Maar jy moet die saad saai so ver as wat jy gaan,
dat die res van die aksie van God afkom. So moenie begin dink, ek is nutteloos, ek het nog niemand tot die Here gelei nie. Jy weet nie watter woorde jy gespreek het. Jy het woorde vir iemand vertel op 'n stadium wat jy al vergeet het. En daardie woorde het die persoon bygebly. En op 'n stadium gaan God die water oor daardie saadjie wat jy geplant het, laat val. En daai saadjie gaan ontkiem. Hou jy net aan en verkondig die woord van die Here en bid dat mense gered sal word in hierdie hele proses. 1 Johannes 3 vers 3. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, ons hoop op Christus het, reinig homself soos hy rein is. Met ander woorde, as jy Jesus Christus as jou verlosser aanvaar, dan probeer jy al hoe meer soos hy leef. Jy probeer rein leef soos hy geleef het. Jy skud die aardse stof van jou af en jy leef vir hom. Is dit kenmerkend van jou lewe? Is dit hoe jy leef? Want dit is die lewe wat ons moet leef om hom te kan ontmoet. So wat ons dan vanoggend hier gesien het, is daar kom 'n dag wat ons nie weet wanneer daardie dag is nie. Die dag gaan kom en met eens gaan jy 'n bassein hoor blaas. En dit gaan 'n bassein wees wat in die hemel geblaas word. Maar net jy gaan hom hoor, jy en ander gelowiges. As voorbeeld, jy moet 'n radio op die regte stasie draai om die stasie op te vang. Die sender saai oralheen uit, maar jou instelling op jou radio maak of jy dit kan hoor. Is jou gees ingestel op Jesus Christus? Want as jou gees ingestel is op Jesus, gaan jy daardie bassein hoor. En dan gaan jou liggaam in 'n oogwink verander. En jy gaan opvaar na die wolke waar jy hom sal ontmoet. Waar jy hom van aangesig tot aangesig sal sien. En hy neem jou hemel toe, waar daar 7 jaar lank 'n bruilofsfees gevier gaan word. Voordat hy jou as sy bruid saam terugbring aarde toe, moet die wederkoms om saam met hom te regeer, die 1000 jaar lank wat die vrederyk daar is. Dit is die boodskap wat ek vir u probeer gee. Dit is die volgorde wat in die Bybel genoem word. En nou praat ek daarvan as jy nie jou Bybel verdraai nie. As jy die Bybel aanvaar as die waaragtige en onfeilbare woord van God, is dit wat jy kan verwag. So, maak jou sake reg met God. Sorg dat jou skat op die regte plek is. Doen jou ambassadeurswerk soos dit gedoen moet word. En net nog ietsie oor 'n ambassadeur. Die oomblik as daar 'n oorlog gaan uitbreek, is die eerste ding wat 'n land doen, hulle trek hulle ambassadeurs terug uit die land waar die oorlog gaan uitbreek. Jesus kom ons weghaal van die aarde af met die oorlog en dit wat hier op aarde gaan gebeur. Het jy hierdie hoop? Kan jy ander bemoedig met hierdie hoop? Want dit is wat van ons verwag word. Almagtige God en Vader, ons dankie vanoggend vir u genade. Here, dankie vir die bemoediging wat u vir ons gee, dat u vir ons die hoop gee, dat as hierdie verskriklike dinge die aarde tref, ons nie hier sal wees nie, dat u ons sal kom haal, dat u ons sal wegruk, om u seun in die wolke te ontmoet. Here, dankie dat u enige gebore gegee het, dat hy aarde toe kon kom, om as mens hier op die aarde onder ons te wandel, dat hy gekruisig is, ter wille van ons oortredinge, dat hy opgestaan het uit die dood, dat ons ook 'n ewige lewe kan verdien. Here, dat hy al ons sondes op hom geneem het daar aan die kruis, dat hy daar 'n stadium aangebreek het waar hy gevra het, Vader, waarom het u my verlaat? O Here, wat 'n vernedering het Jesus nie deurgegaan nie, wat se pyn en lyding het hy nie deurgegaan nie, en al wat ons hoef te doen, is om uit dankbaarheid sy geskenk aan ons te aanvaar, en te sê, dankie Jesus Christus vir dit wat u vir my gedoen het, ek glo in u,
Ek gee my hart vir U. U is die pottebakker, ek is die klei. Vorm en maak my net soos U wil. O Here, gee dat elkeen van ons dit so sal uitleef. Gee dat ons skat sal versamel, daar waar mot en roes nie verniel nie, dat ons by U sal uitkom. Here, ek vra dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, U sal vind. Saai, laat mense die saad in hulle harte saai, en Here, gee U asseblief die water, dat daardie saad ontkiem en vrug dra in U. Here, ek vra hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, in die naam van U Seun wat U na hierdie aarde gestuur het, Jesus Christus. Amen.